Welkom by die Volle Evangelie Kerk in Secunda. Ons bid dat hierdie boodskap u ryklik sal seën. Vir meer inligting, besoek ons webwerf by www.nader.co.za. Geniet hierdie boodskap. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan wees en dat ons kan verklaar dat dit gaan oor u. Oor u krag, oor u woord, oor u plan. Here, ek wil vanoggend verklaar, u is die senior vernoot in hierdie vernootskap. U neem die besluite, ek voer dit uit. Here, u is die senior vernoot in hierdie gemeente. U besluit en ons doen net wat u wil hê ons moet doen. Here, dankie dat ons vanoggend u woord het en dat u woord hier is om ons lewens te stig. En ek wil bid, Here, dat u woord kragtig lewens sal wees en vanoggend lewens sal raak en sal verander. Dit is my gebed, Here, dat u ons help, dat ons nou elkeen ons harte sal oopmaak en sal sê, Here, ek is hier om te ontvang dit wat u vir my het om te ontvang. En Here, ons eer u en ons dank u dat u vanoggend met elkeen van ons ontmoet en met ons praat. Dankie vir u woord, Here, vra dat u Heilige Gees sal saamwerk met hierdie woord in hierdie oggend. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Maak gou so. Nie so nie, want dit lyk soos daai ander goed wat die pikke doen, wat hulle oor moeilikheid kry, net so, né? Okay, nou nee, hoe nou? Maak so, en dan wil ek jy moet gou jou beste gebed wat jy het vir my bid. Okay, jy reg? Bid gou. Amen. Ek het vanoggend 4 uur wakker geword, toe voel ek, iets voel nou nie vir my lekker nie, en toe dog ek, miskien moet ek 'n draai loop, en toe ek regop sit op die bed, toe spin die kamer so net ronde. Ek sien julle draai nie mee nie, so, jy weet, ek het niks gedrink dat dit kan veroorsaak nie, hoor, laat ek net dit vir julle sê. Okay, dit was nie dit nie, ek weet nie hoekom nie, maar vanoggend het ek so half spinnerig opgestaan, en ek is oortuig daarvan, dat die duiwel enige iets in sy vermoë sal doen, om te keer, laat vanoggend gebeur wat God wil hê moet gebeur. So ek wil vir jou vra, daai oefening wat jy nou gedoen het, jy mag dit dwars deur die preek doen. Jy gaan my glad nie afsit as jy so maak en vir my bid terwyl ek preek nie. Jy gaan my nie een keer afsit as jy amen of woehoe of halleluja of wat ook al opgewonde raak oor die woord. Jy gaan my nie eers afsit as jy sê ja, Here help my iewers in hierdie woord nie, okay? Ek glad nie. As jy so gaan sit, gaan ek dalk, jy weet, nie vir jou kyk nie, maar dis alraai. Ek lees vanoggend vir jou in Genesis 39 van vers 2 af. Nou Genesis 39 vers 2 sê die volgende: en die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was. Hoekom was Josef 'n voorspoedige man? Ja, so 3 het geluister. Kom ek lees dit weer vir jou. En die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was. Hoekom was Josef 'n voorspoedige man? Want die Here was met hom. Sien julle het dit daar, dit bewe 'n bietjie, maar okay. En hy het in die huis van sy heer die Egiptenaar gebly. Hoor hoe cool raak dit nou. En toe sy heer sien dat die Here met hom was, en dat die Here alles wat hy doen in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns in sy oë gevind en hom gedien, en hy het hom aangestel oor sy huis, en alles wat hy besit was aan hom gegee. Jy sien, Josef was 'n slaaf, maar Josef was 'n voorspoedige man, want God was met hom. Ek wil vanoggend met jou gesels oor opspoor, of op voorspoed se spoor. Dis moeilik hierdie spoor. Op voorspoed se spoor. En ek wil vanoggend vir jou sê, omdat God met Josef was Josef 'n voorspoedige man, en wanneer ek en jy, soos Josef, God aan ons kant het, dan sal ek en jy regtig voorspoedig wees. Dan sal ek en jy regtig, kan ek net weer, wie het amen gesê? Dankie Tannie Won, ek gaan dit weer sê, sodat sy 'n kans het, want ek het nie vir haar 'n gap gegee nie. As ek en jy God aan ons kant het, sal ons regtig voorspoedig wees. Josef
het 'n vennootskap met God gehad. En hy was voorspoedig. Hierdie woordjie voorspoed het 'n paar sinonieme of 'n paar betekeniswoorde. Een is sukses, een is vrede, 'n ander een is geluk. En ek wil vanoggend vir jou sê, sukses, vrede, geluk, voorspoed is God se plan vir jou lewe. Want Psalm 35 vers 27 sê, laat hulle jubel en bly wees, wat 'n behaag het in geregtigheid. Laat hulle altyd deur sê, groot is die Here, wat 'n welbehaag het in die vrede van sy knegg. Die Amplified sê daai versie mooi, hy sê, let those who favor my righteous cause and have pleasure in my righteousness shout for joy and be glad and say continually, let the Lord be magnified who takes pleasure in the prosperity of his servant. Die Bybel sê, ons moet aanhou om God te eer, want dit behaag God dat ek en jy voorspoedig is. Hierdie een ken ons almal, Jeremia 29 vers 11, en ons is lief vir hom, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Ek hou so van Nehemia, die boek van Nehemia het vir my van 2010 af 'n baie diep betekenis. En ek wil vir jou sê, Nehemia kom en hy sê in hoofstuk 2 vers 20, terwyl die vyande hom allerhande briefies stuur en hom probeer bang maak en hom probeer, hoekom bou jy die muur en alles, maak Nehemia hierdie stelling en hy antwoord hulle wat hom probeer sy aandag aftrek. Hulle antwoord hierdie ouens wat vir hom naast die briewe skryf. Hy antwoord hulle en hulle sê, hy sê vir hulle, die God van die hemel sal ons laat geluk. Of soos die Amplified het sê, I answered them, the God of heaven will prosper us. Die God van die hemel sal ons voorspoedig maak. Maar hierdie is 'n vennootskap. Voorspoed het te doen met sukses, dit het te doen met vrede, dit het te doen met geluk, dit het te doen met God se betrokkenheid in my en in jou lewe. Die vraag is, wil ek en jy regtig voorspoedig wees? Laat ek en jy regtig God toe om ons spanmaat te wees. Ek en u, en jy het dit hierdie week 5 keer gehoor of gelees, op ons WhatsApp boodskapies, ek en jy moet ons gedagtes en ons gesindheid in lyn bring met God se woord, met sy wil, sy plan, sy beloftes en sy opdragte, sodat ek en jy voorspoedig kan wees. Want Psalm 1 vers 1 verduidelik dit as hy sê, welgeluksalig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan in die weg van sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en hoor hoe mooi, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Jy sien, wanneer ek my gedagtes, my plan, my gesindheid in lyn bring met God se woord, hy het 'n behaag in die woord van God, sê hy, dan sal ek alles wat ek doen voorspoedig uitvoer. God se plan vir jou lewe is voorspoed. Voorspoed vir jou lewe. Op die 3de Julie 2014 het 'n trein 6 Boeing 737 rompe vervoer. Nou dis net die fuselage, nee, sonder die vlerke en die alles, net die romp van die Boeing 737. En hulle was op pad na 'n stad Wichita in Kansas in die VSA. 6 van hierdie optrokke agter die trein. En naby 'n dorp met die naam Alberton in die staat Montana het die trein ontspoor en al 6 hierdie splinternuwe Boeing 737 rompe het verloor. Die berigte wat ek lees sê dat
daar 'n herwinningsmaatskappy gekontak is om die clean-up, die skoonmaak te kom doen. Julle weet wat doen herwinningsmaatskappye? In Afrikaans noem ons herwinningsmaatskappye 'n scrap metal dealer. Hoor nou, 6 splinternuwe 737 rompe, ek wonder wat het dit gekos? Ek het nou nie so ver gaan navorsing doen. Dit was nie R12 nie, dit was baie geld. Hierdie trein ontspoor, hierdie rompe verloor, 3 van hulle is teen 'n kraans af binne in 'n rivier. Weet julle hoe hulle dit skoon gemaak? Hulle het die scrap metal ouetjie wat die naaste was daar gekry om soontoe te kom. Hy het 'n mobile press gebring en hy het hierdie 737 rompe in blokkies gedruk en weggery na sy skrootwerf toe. Groot skade. Hulle het natuurlik, Amerikaners is lief vir baie ondersoeke, so hulle het baie ondersoeke gedoen, hulle het alles gaan ondersoek. Hulle het lugvaart en trein en almal het kom ondersoek, hoekom het dit gebeur? Want iemand moet ons nou blameer word daarvoor. Nou, baie van die verslae het gesê dat die laai van die trein nie baie goed was nie. Hulle het die romp nie mooi in die middel gesit nie, of hy was 'n bietjie swaar vir die tipe trok wat hulle gebruik het. So, die laai van die trein was nie heeltemal soos wat dit moet wees nie. Maar die interessantheid is, een ou kom toe nou met sy verslag na voor, en hy sê, as dit was dat dit net sleg gelaai was, hoekom het dit nie kilometers voor die tyd al gebeur nie? Hy gaan toe, en hy doen 'n bietjie dieper navorsing, en hierdie ou sien toe, op hierdie spesifieke plek, waar die trein ontspoor het, was daar 'n probleem met die spoorbeleining. Nou, hulle noem dit sleeper tensioners. Die sleeper in die ou dae was dit hout, nee, nou is dit so konkreet. Die sleeper tensioner het losgegaan as gevolg van die feit dat die grond beweeg. En toe die sleeper tensioner losgaan, toe kom die spoor los, en wie van julle het op die treinspoor gespeel toe julle klein was? Jy sien, julle het nie vir julle maas geluister nie. Maar daai beleining van die spoor, maak nie saak hoe hy draai nie, moet perfek wees. Want as die spoor dit doen, wat gaan gebeur? As die spoor dit doen, wat gaan gebeur? Sien, hy moet belyn wees. En omdat op hierdie spesifieke plek die spoor se beleining 'n bietjie uit was, het die trein ontspoor. Daardie wêreldstandaard vir die beleining van 2 spore is 1435 mm. Hoor jy, hulle sê nie dis 1430 ongeveer millimeter nie, dis 1435 millimeter. Dis die beleining van hierdie spoor. En wanneer die afstand tussen die 2 spore te nou of te wyd raak, dan kan dit probleme veroorsaak en die trein laat ontspoor. Volgens hierdie ou se verslag was dit een van die probleme in hierdie ongeluk met hierdie Boeing rompe. Dis vir my so 'n mooi voorbeeld van die lewe wat ek en jy leef. Want weet jy wat, die lewe het die manier om my en jou met allerlei swaar dinge te oorlaai. Wie van julle het die laaste ruk so bietjie gevoel, dit raak 'n bietjie taai nou en dan? Okay, 6, 7 van ons het dan gevoel, daar's 'n bietjie druk in die lewe. En as daar druk is in die lewe, dan wil ek vir jou vanoggend sê, hierdie voorbeeld leer my iets. Die belangrikste ding van swaar en druk in die lewe, is dat ek my gedagtes en my gesindheid belyn met God se woord, want dan kan die spoor van my en God se vennootskap die gewig dra. Dan kan hy die gewig dra. Vanoggend wil ek vir jou sê, hierdie voorspoed waarvan ek praat, is nie noodwendig die afwesigheid van teëspoed nie. In Genesis 41 lees ons weer van Josef. Vers 51 sê, Josef het die oudste een, sy oudste seun, Manasse genoem, want hy het gesê, God het my swaar kry laat vergeet. En alles wat my familie teen my gedoen het. Vers 52 sê,
Die tweede een het hy Ephraim genoem, want hy het gesê, God het my voorspoedig gemaak in die land van my swaar kry. God het Josef voorspoedig gemaak in die land van sy swaar kry. Ek wil vanoggend met jou oor twee goed gesels wat belangrik is. Miskien word dit 3, miskien bly dit 1. Ek wil vanoggend met jou gesels oor wat ek en jy moet onthou wanneer ons lewe belyn om op spoor te wees vir God se voorspoed in ons lewe. Die eerste ding wat ek by Josef leer is, Josef het klag gemaak met gister. Kan ek jou asseblief 'n groot guns vra? Ek en jy gaan nie die voorspoed van God môre beleef as ek die heeltyd in gister se seer leef nie. Ek en jy gaan nie die voorspoed wat God môre vir my en jou in stoor het beleef as ek die heeltyd aan gister se offense vashou nie, omdat ek nie nou aanstoot vashou nie. Jy sien, ons moet vergeet wat verby is, waardeer wat ons nou het en uitsien na wat voor lê. Jy kan nie die nuwe hoofstuk van jou lewe begin as jy aanhou om die laaste een te lees nie. En share dit in die week met iemand. Sê vir hulle, die Here wil hê jy moet voorspoedig wees. Ek is seker van almal van ons ken iewers iemand wat die storie vertel van ek het seer gekry in die kerk. Share 'n bietjie met daai ou dat voorspoed voor hom lê. En dit help nie, ek hou die heeltyd vas aan die aanstoot en die offense van gister nie, want ek gaan nie vorentoe as ek die heeltyd agtertoe kyk nie. God kan die omstandighede waarin jy jou bevind gebruik vir jou voorspoed. God het Josef in die tronk gebruik as 'n slaaf en hy het hom die tweede in bevel in Egipte gemaak, want die God wat ek en jy aanbid is 'n God wat alles ten goeie laat meewerk vir die wat die Here liefhet. Julle mag bietjie harder amen sê as julle wil. God het Josef gehelp om te vergeet wat verby is. Hansie het net nou gepraat oor die replika groepe. Ouens, as jy 'n negatiewe ervaring gehad het in 'n selgroep jare terug, maak klaar met dit. Raak betrokke. Dis nie 'n selgroep nie, dis 'n disippelskapgroep. Ons gaan jou baie meer challenge as wat 'n selgroep jou ooit gechallenge het. Want ons wil disippels wees van Jesus wat gevorm word. Maak klaar met gister. Moenie aanhou vashou aan die dinge van gister nie. Hy het sy tweede seun Ephraim genoem, want God het my voorspoedig gemaak, het Josef gesê. Hierdie woord Ephraim beteken vrugbaar. Josef gee aan God die eer vir sy voorspoed wat hy beleef het. Dwars deur Josef se lewe sien ek dat Josef in 'n vennootskap met God geleef het. God het hom 'n droom gegee. God het hom suksesvol gemaak in Potifar se huis. God het hom suksesvol gemaak in die gevangenis. God het hom gehelp om uitleg te gee vir die bakker en die skinker se drome. Met Farao se droom kom Josef uiteindelik uit die tronk uit, en toe Farao sê, ek hoor jy kan drome uitlê, toe antwoord Josef, nee, ek kan nie, maar God kan. Josef het in vennootskap geleef met sy God, maak nie saak waar hy was nie, hy was in vennootskap, en daarom lees ek van Josef se voorspoed. 'n Vennootskap met God is 'n vennootskap met sy woord, sy wil, sy plan, sy beloftes en sy opdragte. Die woord van God en my gedagtes en gesindheid wat met God se woord belyn is, sal maak dat ek voorspoedig is, maak nie saak waar ek myself bevind nie. Ek lees van Abraham, waar Abraham vir Lot gaan haal en vir Lot gaan red, waar Lot gevange geneem is. En toe Abraham dit klaar gedoen het, toe kom die koning van Sodom by hom en hy sê, gee net asseblief my mense, jy kan alles hou wat jy gekry het. En Abraham sê vir hom, ek wil niks hê van die buit nie, want dan gaan jy sê, jy het my ryk gemaak, en dit was nie jy was nie my vennoot in hierdie fight nie, God was my vennoot in hierdie geveg.
En omdat hy dit sê in Genesis 14, sorry julle, ek het hom nou geskiep hoor. Omdat hy dit sê in Genesis 14, dat hy sê, jy het my nie ryk gemaak nie. Lees ek in Genesis 15, by die eerste versie, hy sê, na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom, en God het vir Abraham gesê, vrees nie Abraham, ek is by jou, 'n skuld, en jou loon is baie groot. Hoor jy vanoggend wat vennootskap beteken? Abraham het gesê, jy het my nie ryk gemaak nie, God het. Iets wat nog gebeur het daar is, net voor die koning van Sodom by Abraham kom en vir Abraham sê, Abraham, gee net my mense terug, hou al die geld en alles vir jou, hou al die buit wat jy gekry het in hierdie geveg vir jou, gee net my mense. Toe sê Abraham vir hom, nee, want jy het my nie ryk gemaak nie. Eintlik sê hy, jy was nie my vernoot in die geveg nie, God was. Hoe weet ek dat God Abraham se vernoot was in hierdie geveg? Want die eerste ding wat Abraham doen nadat hy die oorwinning behaal het, is toe Melchisedek by hom kom en vir hom wyn en brood gee, toe gee Abraham vir Melchisedek, die Bybel sê, 1/10 van alles wat hy teruggevat het. Abraham was in vennootskap met God. Ek en jy leef nie in 2 boksies nie, en ons het hierdie oor dit, Pastoor Delien het iets gesê, Vrydagoggend, en toe dink ek daaroor, en toe kom het sommer hier in. Hou op, skit, jy verloor jou horlosie. Ek en jy leef nie in 2 boksies nie. Of, laat ek so sê, ons behoort nie in 2 boksies te leef nie. Ek het nie 'n Sondag boksie en 'n Maandag tot Saterdag boksie nie. God is nie my vernoot op 'n Sondag en die res van die week is ek in beheer nie. Jy sien, maar ons doen dit baie keer met baie dinge in die lewe. Want as ek vir jou Maandag of Dinsdag of Woensdag uit die bloute uit ewe skielik vra, wat is voorspoed? Dan gaan jy dadelik aan geld dink. Maar as ek Sondag vir mense vra, wat is voorspoed, dan het dit niks met geld te doen nie. Dit het alles met vrede, nie hier nie, ek praat nou van in ander plekke, ander dorpe, nie in Sekunda nie. Ek wil vir jou sê, een van die belangrikste vennootskappe, wat ek en jy, een van die belangrikste dele van my lewe, waarin ek in vennootskap met God moet kom, is met my finansies, want God wil hê ek moet slaag, God wil hê ek en jy moet suksesvol wees. En ja, ek glo, dat geld nie alleen voorspoed is nie. Dis 'n byproduk van die voorspoed wat God my gee. Want God is die bron van alles en ek vertrou op hom. Die Here het mos gesê, hy sal my seën. Die Here het mos beloof dat hy vir ons sal wees. Kom ons maak gou net seker dat ons denke en ons gesindheid, wanneer dit by hierdie onderwerp kom, belyn is met God se woord. Is dit nie die area waarin ons baie keer die swaarste las dra nie? Ek weet daar's baie dinge wat ons kan wakker hou. Ons kinders kan ons wakker hou. Jy weet, baie keer slaap mans niks nie, want hulle bekommer hulle so oor hulle vrouens. Jy weet, lees nou die dag 'n oulike dingetjie, die ou sê, dis vir hom so lekker om in die oggend as hy wakker word, dan kyk hy sy vrou so terwyl sy rustig slaap, en dink hy by homself, ja, sy is dan gelukkig. Hy sê om langs Hansie te lê, hoor. Ons dra swaar. Maleagi 3 vers 10 sê, bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek, hoor nou gou hier, klink hierdie nie vir jou soos 'n partnership nie. Klink hierdie nou nie vir jou soos vennootskap nie. Hoor mooi,
bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here, van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën uitstort nie. Ek sal ook die sprinkaan vir julle afweer, sodat hy die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. Partykeer lees ek boeoor goed en dan gaan ek nou maar net aan. Maar nou onthou ek dis nou daar, nou maak ek seker dat julle sien ek lees wat daar staan, né? Hier is die vennootskap, bring die julle, ek gaan nou nie in detail in, julle verstaan wat die woord julle beteken. Bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef, toets my of ek my kant van die ooreenkoms nakom. Die Here sê, ek en jy moet hom toets, of hy sy kant van die ooreenkoms nakom. Hoe doen ek dit? Ek doen my kant. Dis wat die Here toets. Ek toets, of die Here sy kant van die ooreenkoms nakom, en die belofte vir my hier, is so mooi. Kan ek net sê, ek weet dit staan in die Ou Testament. Ek weet dit staan in die Ou Testament. Ok? Jeremia 29 vers 11 ook. Want het help nie, ons raak excited oor die mooi versies in die Ou Testament, en dan die wat ons nie so baie van hou nie, nee, dis Ou Testament. As ek van Jeremia 29 vers 11 hou, wat sê God beplan vir my voorspoed en 'n hoopvolle toekoms, dan moet ek van hierdie een ook hou. Want God sê hier, as ek hom toets, en as ek in vennootskap met hom is, dan sê God hier, hy sal die vensters van die hemel oopmaak. Nou dit is so 'n mooi beeld, want in daardie tyd was die vensters die plek waar die winkeltjie handel gedryf het. Ek wil vir jou vanoggend vra, wil jy besigheid doen met God? Wil jy hê God moet jou finansiële vennoot wees? Vertrou hom. Want God beplan voorspoed vir jou. Ek sal die vensters van die hemel oopmaak en 'n oorvloedige seën oor jou uitstort. Ek wens ek het 'n klomp geld hier gehad. Om jou illustrasie te wys vanoggend. Daar's nêrens change nie, nê? Nie so baie nie, ja. Maar wie wat, as ek nou 'n kan hier gehad het, met 'n klomp R5 in, wie wil dit hê? Julle weet, so kan met R5 in, is 'n paar R5. En jy het een R5 in jou hand. En ek sê vir jou, hierso, en jy staan so met jou R5, en ek tiep die kan om en al die R5 val, wat gebeur? Jy kry niks van die R5 wat ek uitgooi nie. Jy sê maar, sodra ek my hand oopmaak, dat ek die R5 vat, en om in die kan gooi, dan dop ek om, dan kry jy 'n handvol R5. En sodra jy daai handvol R5 gee, kry jy nog 'n handvol R5. En sodra jy daai handvol R5 gee, kry jy nog 'n handvol R5. Dis hoe God werk. Sodra my hande oop gaan, kan ek ontvang wat hy vir my instoor het. Dis vir jou of vanoggend seer, of is vanoggend vir jou heavy exciting, omdat jy hoor God is jou vernoot. Kan ek jou asseblief vra om opgewonde te raak? Maak nie saak wat ek kan doen nie. Want hoor hoe mooi is dit, ek sal ook die sprinkaan vir julle afweer. God sê, hy sal daai goed wat in jou lewe steel, sal hy doodmaak. Ja, maar ek het te veel skuld, wie wat leer ek hier? Want skuld is 'n dief. Wie wat leer ek hier? Ek leer hier, as ek God my vernoot maak, gaan hy my help. Met my skuld. Ek sal ook, ek sal die sprinkaan sal ek afweer, sodat hy die opbrengs op julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok van julle land sal nie onvrugbaar wees nie. Wat hoor ek daar? Wat het Josef vir Efraim genoem? Efraim. dit was 'n moeilike vraag. Wat beteken Efraim? Vrugbaar. Die Here het my voorspoedig gemaak, of die Here het my vrugbaar gemaak in die land van my swaar kry. Ek wil vanoggend vir jou sê,
Die Bybel leer vir my, as ek my denke en my gesindheid met God se woord belyn, gaan ek voorspoedig wees, want dis God wat sê, hy sal sorg dat my druiwe nie onvrugbaar is nie. Hy sal my seën. En dit het ek nou klaar gesê. Spreuke 3, vers 5 sê, vertrou op die Here, met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Ek hoop nie hy sal daar nie, hy is al daar. O nee, hy is nog nie daar nie. Dankie tog. Weet julle hoe cool is dit? Wie van julle ken daai 2 versies? Vertrou die Here. En moenie op jou eie insig steun nie en ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Hoor wat lees ons verder van vers 7 af. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van kwaad af, van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkoeking vir jou gebeente. Vereer die Here uit die goed en uit die eerstelinge van jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos. Ken hom in al jou weë, belyn jou gedagtes en jou gesindheid met sy woord, ken hom, vertrou hom en sien hoe hy jou voorspoedig maak. Wat is my deel? Onthou, ek kan nie net my denke en my gesindheid aanpas by God se woord sonder dat dit nie my lewe verander nie. As ek begin dink wat God se woord sê, gaan ek begin doen wat God se woord sê. Nou ek het net nou gesê, ek weet, dat dis nou alles, Spreuke is ook in die Ou Testament. Jy weet? Ons like daai ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak, maar, ja? Maar hier is 2 Nuwe Testament versies. Lukas 11 vers 42 sê, maar wee julle Fariseërs, Jesus wat met die Fariseërs praat, hy sê vir hulle, want julle gee tiendes van kruisement en van wynryt, waarmee hulle handel gedryf het op daai stadium, en elke groentesoort, en julle verwaarloos die reg en die liefde tot God. Hierdie dinge behoort julle te doen, sonder om die ander na te laat. Watter dinge? Jy behoort jou tiende te gee, maar moenie net dit doen nie, wees ook lief. Maak ook God jou vernoot in verhoudings. Ek lees vir jou Matteus 23:23 in die Nuwe Lewende Vertaling. Elende wag vir julle skynheilige skrifkenners en fariseërs. Ouch. Partykeer is die Nuwe Lewende Vertaling net so duidelik. Julle skynheilige skrifkenners en fariseërs. Want julle gee noukeurig tiende van die nietigste dingetjies van julle inkomste. Hy sê vir hulle, julle maak 'n punt daarvan, om van die kleinste bietjie wat jy inkry, tiende te gee. Dan sê hy, maar julle ignoreer die eintlik belangrike dinge, omdat dit in die, dinge waarom dit in die wet gaan, om te doen wat reg is, om ontferming te betoon en om mense van julle woord te wees. Dan sê hy, julle behoort die tiendes te gee, maar die belangriker dinge moet julle nie nalat nie. 1 Korintiërs 16 vers 2 kom Paulus in die brief wat hy vir Korintiërs skryf en hy sê vir hulle, op die eerste dag van die week, omdat dit mense was wat weekliks geld gekry het, weekliks loon gekry het vir hulle werk, sê hy vir die Korintiërs, op die eerste dag van die week moet julle elkeen op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed. Nou is ons vinnig om te sê, ja, daai persentasie ding is 'n Ou Testament ding. Nee, hier sê Paulus dit in Korintiërs. Want kom ek lees dit gou vir jou in die Amplified. Hy is toe nou ook daar. On the first day of each week, let each one of you personally put aside something and save it up as he prospered, in proportion to what he was given. Gee in proporsie. Dit klink vir my soos 'n deel van. Jy sien, God is baie regverdig. Hy weet almal kan nie dieselfde hoeveelheid gee nie, want almal het nie dieselfde hoeveelheid inkomste nie. Daarom het hy dit maklik gemaak. Gee 10% van wat jy kry. Want maak my jou vernoot
Want ek wil jou voorspoedig maak. Hier is my getuienis. Klein seentjie, kom by my pa en hy sê, jy gaan nou sakgeld kry. Ek soos, yes. My pa soos, okay. So jy vra my nou nie weer geld vir 'n CD nie. Want ek het dit altyd, ek het CD's baie gekoop. Jy koop dit nou self. Ek sê, ja maar as hy nou duurder is as my sakgeld, want my sakgeld was net R50. Wat seker toe baie was. Maar, nou sê ek, dan sê hy, dan spaar jy 2 maande. Ok. Eerste maand, kry ek 'n koevertjie. Net soos al die mense wat vir my pa werk, se lone koevertjie. Jy weet daai lone koevertjie met die blokkietjies en die goedjies op, né? Kry ek 'n lone koevertjie. Eers ek is so excited, my R50, ek skeer hom oop, ek gooi hom uit. Hier kom R20 en 'n R5. Jy het nie lekker getel nie. Ek het eintlik gesê Tannie Bessie het nie mooi getel nie, want Tannie Bessie daar by my pa se werk het die lone gemaak. Tannie Bessie het nie mooi getel nie, my pa sê, nee, ou seun, jou pa gaan jou vandag een van die belangrikste lesse van jou lewe leer, want as jy God nie deel maak van jou geldsake nie, gaan jy sukkel. Jou pa het R5 afgetrek by jou pay, want hy sit dit sommer by sy check by wat hy 10de opgee. So toe ek nou begin by die kerk werk, dan help ek geld tel, want ek was die junior pastoor soos hy, en dan help ek geld tel, dan check ek, hier is my pa se check, en denk ek, waar staan my naam? Dan sien ek die sekretaresse vat die check, en draai sy hom om, ek dink, wat doen sy nou? Die bedrag staan voorop, dan sien sy agterop staan, Hannes, bedrag, Petro, bedrag, Tian, R5, Henro, R5. Dan sien ek, sy skryf het so in die boek, Tian het R5 gegee. Het dit vir my party daar gevoel asof dit nie werk nie? Ja. Het ek opgehou? Never. Want God is my vernoot. En ek het hom nodig. Ek het hom nodig om my vernoot te wees. Julle skathuis. Julle skathuis. Want God is nie net my en jou vernoot nie. God is ook hierdie gemeente se vernoot. En hy wil dit hier gebruik, sodat ek en jy vir hierdie dorp kan wys, Jesus is koning. Beteken dit dat die druk weg is? Beteken dit dat ek nooit weer sukkel nie? Nee. Beteken God is my vernoot. En ek wil vir jou sê, ek kan in soveel areas vir jou die getuienisse vertel van waar God my vernoot was. Waar God deurkom en iets doen wat ek nie verstaan nie. Ek wil vir jou sê, ek het R60,000 afslag gekry op 'n kar. Ek het met ander mense gepraat wat 'n week voor my en 3 maande voor my daai selfde kar gekoop het by Nissan. En hulle het R20,000 en R40,000 afslag gekry. Ek het R60,000 afslag gekry omdat God my vernoot is. Ek het vir my bakkie R40,000 meer gekry as wat enige iemand my wou offer omdat God my vernoot is. Beteken dit ek het te veel geld en ek kan vir julle almal 'n bietjie daarvan gee? As ek gehad het, het ek vanoggend vir julle almal gegee, maar God is my vernoot. Hy wil jou vernoot wees. Die woord van God bou die spoor vir 'n voorspoedige lewe. En ek en jy moet ons lewensspoor met God se woord align, sodat die trein nie ontspoor wanneer die lewe swaar druk op ons nie. God se woord en my gesindheid en my gedagtes. As hierdie twee goed opgelyn is in my lewe, in die treintjie van my lewe, te midde van wat ook al op hom gelaai wees, voorspoedig wees. Ja, ek gaan dalk druk ervaar, maar ek gaan voorspoedig wees. Ja, ek gaan dalk nou en dan nie genoeg hê nie, maar ek gaan voorspoedig wees. Hoekom? Want ek het 'n vernoot. Hy is die senior vernoot in hierdie vernootskap. Vanoggend jy moet hierdie woord hoor.
God sê vanoggend, ek wil jou vernoot wees. God sê vanoggend, ek wil met jou deel. Ek wil saam met jou werk, sodat jou lewe 'n lewe van voorspoed sal wees. Maak God jou vernoot in jou werksomstandighede. Maak God jou vernoot in jou huwelik. Maak God jou vernoot in jou finansies. Maak God jou vernoot in die opvoeding van jou kinders. Maak God jou vernoot in die uitleef van die bediening wat hy vir jou het, want ons het elkeen een. Maak God jou vernoot in alles wat jy doen. En ek waarborg jou, nie omdat ek so sê nie, omdat hy so sê, jy sal voorspoedig wees. Want Josef het te midde van alles waardeur hy gegaan het gesê, ek is voorspoedig, want my God is met my. Kom ons sluit ons oor, dan bid ons saam. Here Jesus, dankie dat u met u kruisdood vir elkeen van ons 'n vennootskap kom aanbied het. Dankie dat hierdie vennootskap 'n lewendige, kragtige vennootskap is, wat lei tot die volheid van dit wat u vir my en vir u instoor het. Dankie Here, dat u vir ons, vir my, vir hierdie mense in hierdie gemeente, dat u vir ons 'n getuienis gee, wat groot gaan wees, sodat ons oral vir almal kan vertel, ons is suksesvol, ons lewe is vol vreugde, ons lewe is vol vrede, dit gaan goed met ons slaag in alles wat ons aanpak, want God is ons vernoot. Ons senior vernoot. Here, help my, help elkeen van ons, dat ons gedagtes en ons gesindheid sal belyn met u woord. En Here, ek weet, as u sê, toets my, of beproef my, dan staan u gereed, om u kant te bring. Ek bid, Here, dat u my sal help, dat u elkeen van ons sal help, dat ons manier van dink, ons manier van voel oor dinge, dat ons manier van doen, opgelyn sal wees, met u woord. Want welgeluksalig is hy, wat nie in die kring van die spotter staan nie, maar wat sy lewe inrig volgens u woord. Want hy sal wees soos 'n boom geplant by waterstrome, wat sy blare gee wat sy blare nie verwelk nie, en wat sy vrug dra op sy tyd, en alles wat ek en hierdie boeties en sissies, hierdie geliefde kinders van u doen, sal voorspoedig wees, want u is ons vernoot. Dankie vir vennootskap met 'n almagtige groot God. In Jesus naam. Amen.